In 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 10 word oor die weerkoms van die Here Jesus gepraat en gesê dat dit skielik en onverwags sal wees. En dan word 'n lewe in sonde beskryf as 'n lewe waar daar geslaap word. Hulle wat in sonde leef, hou al besig met die dinge van die nag en slaap nog in sonde. Daar word gesê dat mense wat al dronk drink en in sonde leef, mense van die nag is. Daarteenoor is gelowiges mense van die lig, mense van die dag. Jesus Christus is volgens Johannes 8 vers 12 die lig vir die wêreld. En as hy in jou lewe ingekom het, is daar nie meer donkerte nie. Mense wat dus nog nie vir Jesus Christus as die lig in hulle lewe ingebring het nie, is aan die slaap, want hulle leef in sonde, terwyl Christus vir hulle 'n nuwe lewe gebring het. Dis hulle oor wie die weerkoms van Christus gaan kom, terwyl hulle nie daarvoor gereed is nie. God se oordeel gaan hulle tref. Hulle wat reeds verlossing in Christus ontvang het, is nie bestem om gestraf te word nie, want Christus het reeds die volle prys vir hulle sonde en skuld betaal. Hulle kies om nugter te leef. Hulle leef dus wakker dat die sonde hulle nie vang nie. Hulle leef hul geloof deur liefde, hul hoop in Christus en hulle hou styf vas aan hulle verlossing. Hulle weet of hulle lewe of reeds dood is. Hulle leef saam met Christus en daarom kan gelowiges mekaar ook moed inpraat en versterk. Want of ons lewe of sterwe, ons behoort aan Christus. As ander mense na jou lewe kyk, sal hulle dink jy slaap nog in 'n lewe van sonde, of sal hulle kan sien Christus het jou lewe nuut gemaak? Waaraan sal ander kan sien dat Christus sy lig in jou lewe gebring het en jy nou 'n nuwe lewe het?